Dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om hier te kan staan en die woord te kan ontvang, Here. Ek glo dat U die naamprediker is, dat U Gees deur my sal werk om woord te bring. En Here, mag ons geseën word met hierdie woord wat U deur my gaan gebruik, Here. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So ons het die afgelope weke het ons laaste 2 Sondae het ons 2 preke gepreek wat pastoor gepreek het. En dit het gepak tyd om die finale gevegte van die jaar met moed aan te pak en om vas te hou aan ons geloof. En geloof is die anker wat ons nodig het wanneer die storms woed. So dis nou 2 preke wat pastoor nou gepreek het, en die 2 wat hy gepreek het was trotseer die sneeu, en trotseer die sneeu het gegaan oor Benaja, as julle kon onthou. Nou Benaja was koning Dawid se soldaat gewees. Hy was van die top 30, maar hy was net onder die top 3, maar hy was nie deel van die 3 nie, as ons kan reg onthou. En hy was 'n dapper ou gewees. Maar volgens my moet hy dapper wees vir die nonsens wat hy aangejaag het. Want as ons lees in 2 Samuel 23 vers 20, waar daar staan waar Benaja 'n leeu in 'n kuil doodmaak op 'n sneeudag. Nou, die fokus was nie so sterk op Benaja wat nou die leeu gaan doodmaak het, maar ek moes nou die stuk gaan voorberei en ek moet nou by myself dink, maar wat's fout met die ou? Hoe in jou lewe sal jy gaan en jy sal uit jou pad uitgaan op 'n sneeuerige dag, nie sneeuerige, 'n sneeudag. Jy gaan na 'n leeu se kuil toe en jy gaan maak 'n leeu dood. Jy gaan uit jou pad uit. So daar moes definitief iets gebeur het vir die ou om dit te kan doen. Right. Maar ons moet ook nie bloot net oorleef nie, was deel van die boodskap gewees. Dit is nie net om net te oorleef nie. Ons moet 'n geestelike oorgang doen. Right? En dan, dit wat uitgestaan het, was nou spesifiek die metafoor wat pastoor gebruik het, was die sneeudag. Die sneeudag self. En die sneeudag het verteenwoordig die koue, die moeilike, en die uitputtende omstandighede aan die einde van die jaar. Nou as 'n mens, kyk, ons kry nie baie sneeu hierso nie, maar kyk, as 'n mens nou op die movies kyk en goed, dan is dit nogal redelik koud as dit sneeu. En dit is moeilik. Veral as jy kyk na die sneeudae hier op die movies, as jy kyk hier in die ou 1800s en 1600s en wat ook al so 100s, as daar sneeu, is dit erg. Want hulle het nie heaters en hulle het nie allerhande, wat sê hierdie nuwe vlieskombersies en al daai goedjies gehad soos wat ons vandag het nie. Ons geboue is anderster, hulle het heeltemal in 'n ander tyd geleef. So dit was 'n moeilike tyd. Nou, so dis waar ek myself nou sit in my gedagtes van, dis koud, dis moeilik, dis uitputtend, want jy moet soveel harder werk in die winter, in 'n sneeutyd, om kos bymekaar te kry, so jy moet al in die somer goeders doen, sodat jy half reg is vir die winter. En as jy nie reg is in die somer nie, het jy 'n probleem vir die winter. Ja. En dan gaan jy ekstra moet doen in jou winter, om te kan oorleef, net om te kan oorleef. Dis erg, dis moeilik, dis waar die moeilikheid kom. So dis waar het vir my gesê, dis moeilik. En dan ook, nou om nou geestelik oor te vat na ons toe vandag, right, nou op die einde van die jaar, want dit het nou eintlik maar gegaan oor die einde van die jaar, nee. Waar jy jou moegheid, want jy het die hele jaar gewerk, hier by Oktober, November, jy wens dat daai einde van hierdie jaar kan kom, sodat ons net kan afsny. Want van die mense sny mos of sluit mos die job as hier by die 20ste en 19de daar rond. Dan sluit die werkswinkels en almal gaan op verlof. En ek kan onthou toe ek op Iskor gewerk het ons baie gewerk vir dit. Of as ek vir ander kontrakteurs gewerk het ek gewerk vir my
Desember vakansie, want dan sluit die werk en ons kan huis toe gaan. En ek hoef vir 2 weke hoef ek glad nie aan enige iets anders te dink nie. Ek kan net dink aan lekker Kersmiskoek en al die lekker hoendertjies en alle goed wat ons nou gaan eet en al die lekker goede, nee. So daar's 'n afsnytydperk waar ek na mik. So dit het gekom by die moegheid, die swaarmoedigheid. Miskien ook deur die jare het jy teëspoed gekry. Nou, en dit is alles 'n opbouing van goeders, maar mens sien nog steeds uit na die einde van die jaar wat 'n mikpunt is. Want mens koppel die einde van die jaar na iets goeds, 'n rustydperk. Die meeste van die mense in elk geval. Right. Die tweede ding wat die tweede metafoor wat die pastoor gebruik het was die leeu in die kuil. En dit het gekom by die onverwagste. Daar waar ewe skielik iets gebeur wat 'n mens nie kan voorhelp, wat ons skuilende gevare of bedreigings in ons lewe wat ons moet konfronteer. Soos vrees, verslawings. Ek het verslawings. Dis goed wat ek moet konfronteer. Bitterheid, onvergewingsgesindheid. Goed wat ewe skielik miskien ook gebeur, wat 'n mens moet aan werk. En die myn boodskap van hierdie gedeelte was, ons moenie moed opgee aan die einde van die jaar nie. Nou die einde van die jaar is ook jou eie gemoed met enige situasie eintlik, maar ons gebruik die einde van die jaar omdat ons nou by die einde van die jaar is. En dis 'n goeie mylpaal en dis iets wat ons goed kan gebruik. En dan ook, ons moet nie te midde van ons uitputting en moeilikhede dis dan 'n goeie tyd. Dis dan 'n goeie tyd om 'n geestelike stryd met buitengewone moed aan te pak. Met buitengewone moed. En dan het ons ook gepraat van die sneeu is 'n tydperk waar jy moet identifiseer. Wat is jou sneeu en wat is jou leeu? Dis twee goeters. Dit klink min of meer nie heeltemal by mekaar nie, maar tog, daar's 'n tydperk wat iets daar is, wat stelselmatig gebeur, en daar's ook iets wat 'n leeu is wat dadelik gebeur. Wat het jy nodig daarso? Wat konfronteer jy? En dit kan jy doen, en jy kan nie goed slegs face, konfronteer, in die gesig staar met die krag van die Here. En dit is waar baie van ons krag vandaan kom, is die krag van die Here wat in jou is, as jy dit aanvaar. Ek glo, ek kan enige iets wys met die Here agter my. Ek glo, ek staan hier vandag, omdat die Here met my is hiervoor, want hierdie is nie my plek, waar ek beweeg nie. Ek is uit my comfort zone uit hier waar ek nou staan. Maar ek vertrou die Here, om my krag te gee, om iets te kan gee, buite my normaal. Dit is nie my area waar ek gemaklik voel nie, hiervoor. En die tweede preek wat pastoor gepreek het was, laasweek, is hou moed. En hou moed is die anker wanneer alle hoop verlore is. En daar het ons die voorbeeld gekry in Handelinge 27 vers 13 tot 44, waar Petrus gegaan het, hulle het op 'n skipie geklim, en toe besluit hulle gaan nou seil. Daar het hy saam met 275 ander mense gegaan, en hulle het geseil. Lekker gecruise, was fantasties, alles was alright, volgens die mense nou. Petrus het gegaan, Paulus het gegaan, en hy het vir hulle gesê, ons moenie gaan nie. Hy het vir die choppa gesê, hey, moenie gaan nie. En toe sê die ander choppa op, ek sal gaan. En toe gaan hulle. Met die is daar 'n storm. Met die storm het hulle so gestruikel of gestruwel met hulle gevoelens en al die goede, want dit is 'n storm, want hulle is gewoond aan
Daar storms, dis negatief, is dit nie? Ons ervaar negatiewe goeders met storms. En met die storms moes hulle van goed ontslaa raak in die boot wat van waarde was. Maar is meer waarde om lewend te wees as om daai goed in jou boot te hê en jy kan miskien dalk sink met daai goed. So, hulle gooi af. Dit wat waarde het. Hulle het so skoring afgegooi en allerhande goeders op die skip wat jy gebruik om mee te seil en goed. Hulle het dit afgegooi. Is goed van waarde. Is weg. Maar dit is meer waarde om te lewe as om daai koring te hê waarvoor jy gaan geld maak. Geld het geen waarde as jy nie daar is om dit te gebruik nie, nee. Is dit nie? Right. So daar het 'n mens, daar besef hulle, daar's meer dinge in die wêreld as daai stukkie koring of daai, kom ons sê maar 'n boks wat tools in het of whatever. Wat waarde het. En so het Petrus, is nie Petrus nie, Paulus, hy het moed gehad. Almal anders om hom het moed verloor. Maar hy het gesê, hy het moed, of hy het die moed gehad. En hy het by dit gebly. Hoekom? Want hy het 'n belofte van die Here afgekry. Deur 'n engel, né? Daar het 'n engel na hom gekom en hom sê, "Weet, Choma, moenie worry nie. Alles sal alright wees. Almal moet net op die skip bly, maar die skip, hy gaan verlore gaan. Maar almal moet op die skip bly." Paulus, hy vat hom. Dis in sy hart. En hy vat die belofte, en hy hou daarby, en hy hou by moed, en hy staan op dit, en hy gaan nie van dit al weg nie. En hy bemoedig hulle, as ons so maak en so maak, sal dit so wees. Daar's mense wat wou afgespring het en al daai goede, maar hulle is gekeer. Want hulle het nie geglo nie. Maar Paulus het geglo en hy het vir daai ou gesê wat in charge is. Hy sê, as die ons afspring, gaan ons dit nie maak nie. Die belofte is, almal moet bo op die skip wees. Nou ek dink ek sou een van daai ouens gewees het wat 'n plan sou gemaak het om van die skip af te klim. Ek sou 'n plan gemaak het. Ons almal wil lewe, is dit nie? Mense het 'n doodsvrees. Mense wil graag môre sien, maar op baie oomblik is jy in 'n plek waar jy nie môre kan sien nie, as jy daar gaan bly waar jy is nie. Maar tog het Paulus gegaan en hy het by die belofte gebly, wat die engel gebring het vir hom. En gesê, bly by dit, my God sal voorsien. My God. Hulle was nie ook Christene gewees nie, soos wat Paulus is nie. Hulle het nie geglo nie. Paulus is die enigste een daarso wat geglo het. En hy daarbij daaraan vastgehou. En so het hy deur die storms beweeg. Nou, die metafore wat ons nou in daai preek gehad het, was die storm self. Die lewensstorms was nou die metafoor. Want daar's lewensstorms wat ons deurgaan, en waar ons geestelik, emosioneel skipbreuk ly. My Afrikaans is lekker, man. Skipbreuk ly. Nou, ons gaan almal deur dinge, en die maklikste ding is om op te gee, om te vlug. Dis die maklikste. Maar daar's minder hassles as 'n mens net opgee en aangaan en wegbeweeg en weghardloop van jou probleem af. Maar tog kom die boodskap en hy sê anker. Jou anker is God se woord. En die spesifieke beloftes wat die Here vir jou gegee het deur die loop van die jaar, waarop jy moet staan en vashou. Is jy bereid om vas te hou aan God se woord, dit wat hy vir jou gegee het? Let wel. Het jy ooit gevra en gebid, Here, gee my hoop, gee my iets. Ek weet ek het, en ek staan daarby. En die Here is getrou. Want my lewensstorms wat ek deurgegaan het in hierdie jaar, my Here is met my, hy is vandag met my. En hy hou aan om vir my te bewys dat hy met my is. En ek wil net vir julle sê, man, moenie opgee nie. Die Here is daar vir jou ook. Want hy is daar vir my. Want as hy daar vir my is, dan is hy definitief daar vir jou.
Right, die volgende gedeelte waaroor hy gepraat het, was gooi jou geloofsanker uit. Sodat jou anker kan vashak aan die rots. Wie is ons rots? Jesus Christus, nee. Jesus is my rots. En jy moet sorg dat jou anker uitgegooi word, sodat hy kan vashak aan hom. Want as hy aan daai ding vasgehak is, sal hy nie weggaan nie. Daar's geen storm wat daai ding kan wegskiet. Hou moed en glo God se woord, want hy is met jou. Nou vandag se woord, dit was nou die ander twee. Nou die vandag se woord gaan oor afskud en aantrek. Nou, ons moet afskud wat ons afweeg. Wat weeg jou af? Iets wat jou terughou, iets wat verhoed dat jy kan vooruitgaan. Nou dit is nie nou die anker wat ek van praat het nie. Daai anker was 'n goeie anker. Wat ek nou van praat is goed wat jou regtig terughou. Wat hou jou as mens terug om te kan beweeg vorentoe, geestelik, fisies? Wat hou jou terug? En dan moet ons aantrek wat ons vorentoe stoot. So jy trek, maar julle sal nou verstaan wat ek nou gaan sê as ek nou hierdie goeders lees hierso. Ek wil hê jy moet vir my oopmaak by Kolossense 3 vers 5. En as ons daar is, dan gaan ons net vers 5 eers lees en dan gaan ons oorbeweeg na vers 8 tot 10 en dan van 12 tot 14. Maar vers 5, ek lees hom graag in die Nuwe Lewende Vertaling. Heel eerste, want dan sal ek vir julle die 53 lees, want hulle lees bietjie anderster. Nou hierdie ene maak vir my lees vir my nogal mooi. Maak dan dood die aardse lede wat in julle is. Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is. So al daai goede wat hy nou hier vir ons gesê het, is afgode diens. So hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid het alles te doen met afgode diens. Right, vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Ja, groot woorde daai, né? Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy gebruike afgelê het. En die nuwe mens aangetrek het, wat vernuwe word tot kennis ooreenkomstig die beeld van hom wat hom geskep het. Dan vanaf vers 12, trek dan aan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, innige meegevoel, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En bo dit alles, trek die liefde aan, wat die band van die volmaaktheid is. Ja, nou hierdie was nogal, het my hart geslat, en het my laat dink, dis wat ek eintlik bedoel, dit slaan my hart, want mens lees die goeders, maar jy lees dit ook nie altyd raak nie. En sodra mens nou begin het op het te fokus, dan kom 'n mens agter, maar okay, daar's diepere woord in dit wat die Here vir ons wil sê. As nou wat ek net behoor dit lees. So daar's dieper betekenis in dit wat hy vir my sê. Nou wat ons nou vandag doen is die punte vir goddelike reset. Nou ons het 3 punte wat ons nou vandag gaan oor praat, en binne die 3 punte is daar 3 ander punte. Right. So eerste ene. Lê die wonde af, die loslaat. Right. So ons kernbeginsel, die stryd is verby,
Dit is tyd om die geestelike letsels en die oorlogswonde van 2025 neer te lê. Nou wat sê dit vir ons nou? Daar's dinge wat ons moet doen, want daar's dinge wat verbygegaan het, maar daar's goed wat ons mee gedeel het, moes gedeel het. En daar's dinge wat jy dalk mee gedeel het, maar dit nog steeds, dis nog 'n bietjie rou, is dit nie? Dis nog rou, dis seer. Dis nie lekker nie. Maar daar's iets wat jy moet doen, waar dit nou kom daar aksies. Daar's 'n aksie wat moet gebeur. So die aksie, lê vandag elke bitterheid, elke onvergewensgesindheid, dis belangrik, en elke skuldgevoel neer. Dit is nie bagasie, dit is die bagasie wat jou vertraag. Onvergewensgesindheid. Ek het op 'n tyd iets teen iemand gehad vir 15 jaar. Daai ou het aangegaan met sy lewe, hy het nie eers aan my gedink nie. Maar ek is die ou wat met die wrok loop en die issue sit, omdat ek hom nie kan vergewe nie. Want hy het iets gedoen aan een van my vriende, en as gevolg van dit, het ek 'n haat en 'n wraak teenoor die ou gehad. As ek die ou sien, wil ek hom klap. As ek hom sien, wil ek net, as ek kan, sal ek met mekaar so net so half oor omry en weer terug beweeg. So. Dis die gevoel wat ek gehad het. Want ek kon nie die ou vergewe het nie, vir dit wat hy gedoen het. Daai ou het al lankal daarvan vergeet, ekskuus, nie vergewe nie, hy het vergeet. Hy dink nie eers aan my nie. Maar ek is die ou wat met die gevoel sit vir 15 jaar. Why? Hoekom? Dis iets wat nie eers direk met my gebeur het. Maar tog was dit indirek te doen met my. Want dit het met my 'n baie goeie vriend van my gebeur. Maar nou gebeur dit met jou. Wat is so erg dat jy vir 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar 'n wrok moet hê teenoor 'n ander persoon om nie te kan vergewe nie? Hoekom hou jy vas aan daai slegte ding? Want daai ou of daai vrou dink nie eers aan jou nie. Julle bly nie eers meer teen 20 years in dieselfde dorpie nie. Julle sien mekaar nie eers nie. Maar as jy dink jy aan daai persoon. Nou al vir 30 jaar, 40 jaar, want hulle het iets aan jou gedoen, en jy kan nie oor dit kom. En dit hou jou terug. Skuldgevoel, van iets onskuldig oor iets. Dis iets wat jou terughou. Daai skuldgevoel van iets wat jy gedoen het, miskien nog iemand anderster, en jy kan nie oor dit kom nie. Miskien is jy die persoon wat vergewe moet word, en dit bly by jou, maar jy kan nie aanbeweeg nie, want jy het so 'n harts woede binne in jouself, omdat jy jouself toegelaat het om dit te doen. En jy kon dit nie oor jou hart kry om te gaan vra om verskoning nie. Want as jy gaan om verskoning vra, dan moet jy sê jy's verkeerd. En ek wil nie verkeerd wees nie. Ek sal daai ou wys ek is reg. Ek sal vir hom sê jy is verkeerd. Al het ek jou kar in die brand gesteek byvoorbeeld of so iets. Is net 'n klein voorbeeldjie. Maar ek het nie die vermoë in myself om daai skuldgevoel mee te werk nie. Ek wil nie daarmee werk nie, want dan moet ek erken ek's verkeerd en ek wil nie verkeerd wees nie. Miskien moet ons dalk net gaan en jou dinge hier in jou gatsak indruk. Jou ego, jou trots, daai eie ek, en actually die ou gaan konfronteer en vir hom sê, hoorie, dit was ek wat so en so gemaak het, ek glo ek is verkeerd, en ek wil graag vrede maak. En toe aan na 40 jaar, gaan ek vir jou sê, waarvan praat jy?
Maar jy hou vas aan daai ding. Jy hou vas aan hom. Hy is daar, jy hou vas. En jy kan dit nie laat gaan nie. Want jy het 'n issue hier binne in jou wat bly op. Jy klou vas, jy kan dit nie laat gaan nie. Bitterheid. Nou kyk, ek weet daar's dinge wat gebeur en nie alles is net ligtelike goeders wat gebeur nie. Daar's erge dinge wat kan gebeur wat kan veroorsaak dat 'n mens bitterheid het. Dis nie onmoontlik nie. Ek sê nie dat dit ligtelik is nie. Enige mens gaan deur situasies en daar's geen manier wat 'n mens kan sê dat almal deur ligtelike goede gaan nie. Daar's mense wat erge dinge deurgaan en wat 'n diep bitterheid veroorsaak. Baie families. As daar goed is in die families wat gebeur en dit veroorsaak 'n skeuring en die skeuring kom ook binne in jou hart met daai bitterheid wat jy nie kan laat gaan nie. Maar wat moet ek en jy doen? Jy moet bid tot die Here en vra, hoor die Here, hoe werk ek daarmee? Want ek kan dit nie doen op my eie nie. Ek kon dit nie sien dat ek 'n probleem gehad het vir 15 jaar, totdat ek my hart vir die Here gegee het, maar toe besef ek, maar hoorie, die ou is eintlik niks. Waarvoor? Ek het die ou seker 10 jaar laas gesien. Hy het aangegaan met sy lewe, hy drink nog steeds lekker daar, soos sy dopie daar waar hy is, en hy vergeet van my. Maar ek sit hierso en as ek net iets, die ou se naam hoor, is ek klaar op my plek. Klak wat. Ek is kwaad nou. Want ek dink net daaraan nou. Want as ek die ou se naam hoor, wil ek, maar is nie die moeite werd nie. Hoekom het ek my siel versondig vir 'n ander persoon? En ek kan die Here vertrou, hoor die Here, help my asseblief om te vergewe. Help my om oor my bitterheid te kom. Here, help my oor my skuldgevoel. Help my, want ek het U nodig. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Wys my hoe. Want nie almal van ons het mense om ons wat Christene is dalk nie. Wat ons kan ondersteun in ons gevoelens nie. Nou ek weet, baie van ons mans praat nie oor ons gevoelens nie. Ek weet, ek doen dit nie reg nie. En die meeste mans wat ek mee te doen het, praat ook nie reg oor ons gevoelens, daai diep gevoelens. Ons praat nie daaroor nie, maar ek sal met die Here daaroor praat. Ek sal met die Here daaroor praat en ek sal hom vertrou. Partymal gee hy my die regte mens wat net die regte advies op die regte tyd vir my gee. Omdat ek hom vertrou vir die woord vir my. Maak dit my nou een of ander heilige ou? Nee. Ek sê mense soos ons almal hierso. Ek het foute. Ek dink ek het meer foute as enigiemand anders hierso. Ek het issues, mense. Ek lyk net so lekker. Ek lyk en ek ruik lekker, hoor. Maar wat wil ek sê? Ek vertrou die Here met my gevoelens. Ek kan dit nie doen op my eie nie. Alhoewel ek voel ek wil altyd. Maar ek het besef, ek is nie sterk genoeg op my eie nie. En ek sukkel om dit uit te kry, om die regte mense daaroor te praat. Maar dan kom die Here, so vertrou soos wat hy is, as 'n Vader. En Jesus as my bruid. En die Heilige Gees as my vriend. En hy bring die regte mense met die regte woord op die regte tyd, vir wat ek nodig het. Nou die derde gedeelte by lê die wonde af, is die oorgang. God het vrede vir jou beplan. Nou vrede is nie noodwendig wêreldse vrede nie. Wat ek bedoel is, vrede binne in jou. God het vrede vir jou eintlik, wat hy vir jou wil hê. Jy moet vrede binne in jou hê, sodat jy kan actually bedien. Sodat jy actually iets kan doen en nie self vashou en terughou wanneer jy met mense besig is nie. Hoekom? Want as jy vrede binne in jou het,
dink jy bietjie anderster, jy dink bietjie meer skoner in jou gedagtes. Jy dink bietjie meer kleur. Nie alles is net donker en moordslag en elke ding as jy mense sien nie. Maar die Here bring lig in jou lewe in. Vrede. En wanneer jy vrede in jou het, in jou gedagtes, dan kan jy mense beter bedien. Dis wat die Here vir jou wil hê. Dan nog 'n punt daarso was, los die gewig, sodat jy kan vlieg. Nou hieraan het ek gedink aan 'n lugballon. Julle almal ken 'n lugballon, hè? Almal ken lugballonne. Nou lugballonne word op die grond gehou deur either toue wat in die grond vasgeslaan is, of hulle het hierdie van die weights wat land is. En dan soos wat hy verhoor gaan, dan maak hy die toue los van die weights wat langs sy kante op vasgemaak is. Nou ek kan onthou baie jare terug toe ek dit is about 40 jaar terug. 40 jaar toe ek about 7. Nou 'n oom van my pa, hulle het lugballonne gehad en hulle het hierdie ding gehad waar hulle die weights, so dis waar ek het gesien het. Hulle het hierdie weights hier langs die kant gehad en dan het hulle ook 'n pen wat hulle diep geslaan het hier in die grond met 'n tou. En dan hoe hoër hy wil gaan, hoe meer maak hy die weights los. So dis hoe ek nou by die storie uitgekom het van maak los die gewig. Nou, wat is die gewig? Die gewig is jou onvergewensgesindheid, jou skuldgevoel en dan ook jou bitterheid. Ek noem nou maar net 3, maar daar is bietjie meer. Wat bring jou terug? Wat hou jou terug? Wat veroorsaak dat jy nie kan vlieg nie? Wat is daai gewig wat jou afhou? En partymal is dit jy. Jy is jou eie gewig. Jou eie verstand is jou eie gewig. Jy is jou grootste eie vyand. Partymal. Net wel. Tot jy beginne met die Here werk en hy maak jou brein skoon. En al hoe meer breek jy dinge af in jouself. Maar jy moet deur 'n proses gaan om waar jy van jou eie wonde moet van ontslaa raak. Nou hierdie jaar wat nou verby is, tot nou toe, het daar miskien ook nou dinge gebeur, en daar's dinge wat moet gebeur in jou lewe, sodat wanneer jy in die 2026 ingaan, jou nuwe jaar, jou nuwe punt, 'n mikpunt, moet jy eers hierdie wonde van ontslaa raak. Right. Ons tweede punt, die vernuwe die denke, die mental reset. Nou ja, so ons het nou gedoen by die wonde. En nou het ons 'n mental reset wat jy moet gaan. So almal weet wat 'n reset knoppie, né? Ek glo ons almal weet wat 'n reset knoppie. Dit is 'n herstelling van iets. So jy beweeg terug na die original state. Basies as jy dit nou so kan vat. Nou om dit te doen moet jy 'n knoppie druk op 'n masjienkie. Op ons wifi masjienkie is daar so 'n knoppie daar agter wat jy druk en dan is dit 'n reset. Nou reset hy nou die hele ding en dan gaan hy weer terug na sy dinge toe en nou hopelik vang hy die wifi nou weer beter op. Of jy gaan na 'n video masjien toe of ja, of 'n komputer, daar's 'n reset knoppie daar op die boks. Jare terug het ons nog bokse gehad, groot boksie nie net laptops nie. En daarop was 'n reset knoppie gewees, dan reset hy die hele ding. So hy bring alles terug na original state. Right, fantasties. Nou ek wil vir ons lees uit Filippense 3 vers 13 en 14 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Broers, ek reken self nie dat ek dit al bereik het nie. So wat sê hy vir jou? Hy het dit nog nie gemaak nie. So hy sê vir jou, hy's nog nie ietsie. Hy het nie 'n titel nie, hy's nie iets nie. Hy's niks. Hy het dit nog nie gemaak nie, volgens hom. Nee, dis nou Paulus wat hierso skryf. Hy sê eintlik hy's niks. Dis wat hy eintlik vir jou sê. Hy's dieselfde as wat ons is. Maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel
om die prys te bekom van die hemelse roeping van God in Christus Jesus. Wow. Hy strek uit. Hy reach, hy wil gaan daar. Ons almal het 'n geestelike journey en die Here vat 'n mens op 'n plek elke keer 'n bietjie hoor, en dan laat hy jou 'n bietjie verder strek en hy laat jou 'n bietjie verder strek en hy laat jou 'n bietjie verder strek en hy strek jou in 'n plek waar jy nie altyd kan bykom nie. En dan gee hy jou 'n strappie. En dan kan jy bykom. Die Here gee altyd 'n oplossing vir jou probleem waar jy nie kan bereik nie. Hy sorg, hy is jou trappie waar jy kan trap om bietjie hoër te bereik. Maar die ding is, 'n mens moet beweeg en jy gaan iets moet doen, want as jy strek, moet jy strek, jy moet jou arm uitsteek, is dit nie? Ja. Jy moet jou arm vat en sê, hey, hand, maak toe, gryp daai ding en gaan. Is dit nie? Ja. Dis 'n fisiese ding wat jy moet doen. Ek moet doen, ek is die aksie. Fantasties. Right. Nou wat is die kernbeginsel? Ons denke is ons kompas. Nou, wat beteken dit nou? Ek sê nou, ons denke is ons kompas. Jou denke, dit wat jy dink, is die rigting waartoe jy beweeg. En as jy moeg is, dan dink jou kompas 'n bietjie so. Want jy's moeg. En dan lei dit tot negativiteit. En selfs veroordeling oor jouself of oor ander mense. Want jou kompas is nie altyd op 'n lekker plek dan. So wat is jou aksie? Die aksie is vernuwe jou denke. Ek wil graag vir julle lees uit Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Amen. Amen. Vernuwe. Vernuwe. Jy moet iets doen. Maar dit iets doen vir dit is 'n mental switch wat jy moet deurgaan, waar jy besluit, okay, ek gaan nou anders te begin dink. Dis nie van ek gaan nou in 'n ander rigting loop nie. Ek loop nou die kant en dan besluit ek gaan die kant toe nie. Dis 'n besluit wat jy moet neem vir jouself om actually anders te begin dink. Want voordat ek Christen was, het ek een manier gedink. Ja, gedrink ook, ja. Ek het een manier gedrink. En toe ek Christen word, het ek 'n ander manier gedrink. En ek het anders begin praat ook. Maar hoekom? Want ek het 'n besluit geneem om in 'n ander rigting te dink. Ek het teen myself, my eie denke beweeg, van waar ek was, my eie ek, en al die dinge, en ek het anders begin dink. Ek het 'n besluit geneem. So my kompas het verander. My noord was nie meer daai kant toe. My noord is in 'n ander rigting. Dit is waar ons is. Dis jou kompas. Stop die negatiewe gesprekke van jou mond, wat jou moed wil breek. Negatiewe gesprekke, as jy met ander mense praat, hey man, ek ken sulke mense. Ek gaan nou maar sê ek ken sulke mense, want as 'n mens met hulle praat, alles is negatief. As jy daar loop, is jy ook negatief. As jy net so negatief soos wat hulle is, dan dink jy, ja, die wêreld is erg. Dis die einde van alles daar, niks gaan regkom, hierdie hele Suid-Afrika is verkeerd. Daai mense is verkeerd wat daar by daai job is, daai mense is, my kar is gemors, die potholes is verkeerd en alles is net verkeerd. Like, nou kom maak jy dit reg, die oplossing. As daar 'n pothole is wat jy nie like, nou kom maak jy dit reg. Wat se oplossing is jy? As alles verkeerd is, wat se oplossing is jy? Wie is die oplossing? Wel, ek praat nou
uit besigheid ondervinding uit en dit werk fantasties. Sodra jy iets anders te doen as wat die normaal doen, wys dit en dit staan uit. En mense sien jou op 'n ander way, omdat jy uitstaan en dinge anders te doen. Negatiewe gesprekke, kom uit dit uit, of bring jy die positief in? Wees jy die verskil in daai gesprek, wat dinge omswaai in 'n positiwiteit, want dalk het daai ou jou nodig om hom te laat verander in sy denke. Want hy kan nie, al wat hy sien is negatief. Daar's niemand wat hom vertel, daar is positiewe dinge in die wêreld nie. Wees jy die verskil in daai ou se lewe, want dis wat hy nodig het. Die oorgang, ons was nou by die aksie gewees, die oorgang. Vervang die ek kan nie meer nie, met die feit dat God se onvermoeide krag in jou werk. Wow. Vervang met ek kan nie, met die feit dat God se onvermoeide krag in jou werk. Nou ek wil vir ons lees Jesaja 40 vers 29. Right, Jesaja 40 vers 29 lees. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. So as jy voel jy het nie krag nie, dan bid jy en jy vra vir die Here, ek soek krag asseblief. En hy sal dit vir jou gee. Hoekom? Ek praat uit ondervinding uit, want die Here het dit al vir my gegee, want ek het dit al gevra. Waar ek in 'n plek was waar ek nie lekker was nie. En Here gee my net krag, want ek moet deur hierdie ding kom en ek kan nie sien hoe ek mentally deur die ding kan kom nie. Dan vra ek die Here, asseblief help my. En dan gee die Here vir my woord wat my bemoedig. Ding te gaan of 'n mens te kan approach, kan nader. Op die regte manier, sodat ek hom kan verteenwoordig. Want op die einde van die dag is mense, ons almal is either positief of ons is negatief. Jy is up of jy is down of wat ook al, in jou gemoed. Ek praat nou van jou gemoed. Iewers het jy krag vanaf nodig waar jy altyd krag het nie. En die Here gee dit vir jou. Punt nommer 3. So ons het nou gaan doen, lê die wonde af. Ons is nou besig met vernuwe die denke, die mental reset. Nou gaan ons doen, beklee julle met krag. Die nuwe uniform. Die nuwe uniform. En daar gaan ek vir julle lees, ek wil net weer lees, Kolossense 3 vers 12 tot 14. Trek dan aan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Eerste, innige meegevoel, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid. Dit klink heeltemal anders as van vers 5, nee. Right, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Soos wat die Here jou vergewe het, moet jy ook doen. Dit is nie altyd maklik nie, dit is maklik om dit net te sê, nee. En bo dit alles, trek die liefde aan, wat die band van die volmaaktheid is. Wat is die volmaaktheid? Wat is daai band wat alles volmaak maak? Liefde. Hanteer 'n persoon met liefde. Dis waar jy begin, hanteer hom met dit. Maak saak hoe jy ou nie like nie, of die vrou nie like nie, probeer die persoon hanteer met liefde. Dis die heel eerste ding wat jy moet try doen. En ek praat nou baie groot en maklik hierso. Maar, man, dis nie maklik om almal te hanteer met liefde nie. Want daar is nou maar net sekere mense, wat jou pad nou oorkom, wat net ewe skielik 'n vermoë het,
om 'n ding so, jou woer, man, heeltemal, ja, is weg. Dan moet jy daai 70x7 vergifnis doen, teenoor jouself, want vir al die dinge wat jy gaan doen en gaan sê, en daar's partymal net 'n persoon wat die beste uit jou uitbring, die beste slegste uit jou bring, die beste slegste uit jou uitbring, die beste slegste. So, waar begin ons? Ons begin met liefde. En jy moet elke oggend begin met liefde vir jouself. Begin met liefde vir jouself. Dis waar jy begin. Jy begin altyd by jouself. En dan gee jy dit oor aan ander. Want daai selfde liefde wat jy vir jouself gee, gaan die Here vat en hy gaan dit vir jou gee in oormaat wat jy moet oorgee aan ander mense. Dit klink selfsugtig, maar Christendom begin by jou. Dit begin by ander mense nie. Dit begin by jou wat jouself vat en ander mense bedien. Dis Christendom. Dit begin by jou. So jy moet jouself eerste liefde gee. Jy moet self eerste vir jou bid. En dan bid jy vir die mense om jou en langs jou. Dit klink funny, maar dit is eintlik hoe dit werk. Right, kernbeginsel. Jy het 'n nuwe seisoen nodig en daarvoor het jy 'n nuwe geestelike uitrusting. Wat is ons geestelike uitrusting vandag? Dis vers 12, né? Innige meegevoel, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid. Dis jou nuwe klere wat jy aantrek. Right. Wat is die aksie? Ons aksie. En action. Ons trek die onsekerheid en uitputting van 25 uit. Van 2025 uit. Ons trek die krag en belofte van God se voorsiening aan. So dit wat die Here jou beloof het, daai belofte wat hy vir jou gemaak het in die woord wat jy gekry het vir jouself, as jy ooit gebid het daarvoor, het hy vir jou belofte gegee en jy gaan daarby bly. En jy gaan jou nuwe kledingstuk aantrek. Dit wat ons hier gelees het in vers 12. Hy gaan dit vir jou gee. Maar dis 'n fisiese aksie wat jy moet doen om totdat dit kan beweeg. In vers 12. Dit vat iets van jou af. Dit vat 'n mental denk. Wat dink ek vandag? Is ek negatief? Is ek positief? Hoe beweeg ek vandag? Wil ek graag in my negativiteit bly? Wil ek in my positiwiteit bly? Gaan ek toelaat dat ander mense my, as ek hulle sien, my klaar negatief maak? Of sien ek as geleentheid om jou te bedien, of die vrou te bedien? En my eie denke te verander, sê, hey, Choppa, hoe gaan dit? Ek hoop jy het 'n awesome dag, want die Here het vir my 'n awesome dag gegee. Klaar begin jy anders te praat, heel eerstens, in plaas van te sê, hey, jou swap. Sê vir hom, hey, my maat, weet jy, die Here het vir my 'n goeie dag gegee. En mag jy ook 'n awesome dag hê. So wat sê jy? Jy praat positief al klaar. Klaar begin jy, omdat jy dit hoor, uit jou eie mond uit, hoor jy iets anders as wat jy dink. Deur dat jy te sê, hey, kry 'n goeie dag. Hier's plenty of you. Vat vir jou. Splinter nuwe goeie dag. Van die Here af. Sê jy iets en jy hoor iets en jy begin anders te dink. Daar's 'n rede hoekom ek die hele tyd sê fantasties. Baie van julle wat my nou al ken, weet ek sê die hele tyd fantasties. As jy my vrou gaan dit, fantasties. Hoekom? Want ek spreek dit oor myself uit. Want ek wil dit graag hoor. Want dit gaan nie regtig fantasties nie. Maar as iets wat ek oor my uitspreek, sodat ek dit kan glo, sodat ek na iets kan strewe. Ek strewe na 'n fantastiese dag. Ek strewe na 'n fantastiese gevoel. En hopelik smeer dit af aan iemand anderster. Want ek wil hê dat jy 'n goeie, fantastiese dag hê. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Daar's 'n rede hoekom ek dinge sê. Baie fantasties. Tannie Benita, jy's fantasties.
Aksie. Wat is my aksie? Wat kom uit my mond uit? Dis 'n aksie. Onthou, praat is 'n aksie. Hier, wat ek nou doen is aksie. Hier wat ek nou doen, hier binnekant, is aksie. Hoe begin ek te dink? Hoe begin ek my mind te change? Wat doen ek in 2025? Om dinge beter te maak vir 2026. Die derde een, oordrag. Die stap na 2026. Is ek toegerus met die geloof tot God? Is hy my nuwe anker? Is hy my anker? Is ek gevul met geduld? Is ek doelgerig om dinge te verander? Het ek doelgerigte krag om dinge te verander in myself? Want jy loop nie meer in jou eie krag nie. As jy sê jy is Christen, loop jy nie meer in jou eie krag nie, maar in God se. Maak nie saak wie jy is nie, en hoe goed jy is, en wat ook al jy is nie. Op die einde van die dag is, met wie se krag loop jy binne in jouself? Is dit God se krag of is dit my eie krag? Sal ek almal wys hoe goed ek is? Of sal ek almal God wys? Sal ek daai bietjie effort maak om te sê, hey, Here, werk deur my, kom ek help, kom ek kyk wat ek kan doen vir u koninkryk. Wie se krag is in my? En dan met 'n afsluiting, skud af wat jou vasgehou het. Vernuwe jou gedagtes. Begin anders te dink. En trek die Gees se krag aan. As jy krag soek, vra die Heilige Gees, want hy is binne in jou, hy is met jou. God is met jou. En vir hierdie jaar, dit is God se finale bevel aan ons, sluit af wat agter is. In hierdie preek is dit God se finale woord wat hy ons gee. En begin met nuwe momentum vir jou 2026. Nou, die Here het my woord gegee en ek het voorberei en dis awesome. Maar op die einde van die dag is, ek moet 'n besluit neem. Niemand hierso is perfek nie. Niemand hierso kan sê, hy het dit gemaak nie. Geestelik, ek praat van geestelik mense. Jy kan wêrelds goed, kan jy baie goed maak. Jy kan 'n multi-biljoenêr wees, jy het dit gemaak. Ek praat van geestelik. Niemand kan sê hy het dit gemaak nie. Maar jy kan bereid wees. Want op die einde van die dag is, ek is nie hier by die kerk om 'n stoelverwarmer te wees nie. Ek is hier om die woord te ontvang en dit te kan gaan bedien. Op die einde van die dag is, dit is waarna ons strewe. Jy's 'n Christen, so to be Christ-like. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie in 'n sinagoge gaan sit nie. Op die einde, wat doen ons? Either ons sit hierso in die banke, elke Sondag, en dan as ons hier uitloop, dan vergeet ons ook sommer die Here. Want ons kom sit hier elke Sondag, want dit is wat 'n mens moet doen. Dis nie wat jy moet doen nie. Jy hoef nie hier te wees nie. Jy moet hier wees omdat jy hier wil wees. Ek wil die Here ontvang en ek wil dit ook uitgee. Op die einde van die dag, wat maak ek met die besluite wat ek neem? Wat doen ek met die woord wat ek ontvang? Gee ek dit ook aan ander mense wat ek ontmoet? Hy tannie by die til daar by Checkers. Do you want a Checkers? Ek sê yes please. Dan gee sy my Checkers. Dan sê ek vir, may God bless you today. Thank you sir.
That's it. As ek vir hulle sê, have a blessed day. Lig hulle gesig so. Want daar's niemand anders wat vir hulle sê, have a blessed day nie. Want almal wat daar kom is either nors, gee hulle net moeilikheid, onbeskof. Ek weet, ek het self by hulle gewerk. Daar's nie mense wat kom met goeie woorde vir jou nie. Ag, jy doen so goed agter daai til, nie? Nee. Julle, jy is verkeerd. Al staan jy daar en gee die regte change, bly jy verkeerd. So wat sê ek? Wat lewe jy? Wie is jy? My heel eerste preek wat ek gegee het was gewees wat die Here vir my gevra het, wie is ek? En ek moes die preek gee. So vra jouself, wie is jy? As ek hier uitloop, wie is ek? As ek met my ma praat, wie is ek? Maar as ek met 'n ander onderwyser praat, wie is ek dan? En wat van daai ou wat in die kroeg sit, wat nie altyd die regte woorde het nie, die mooi woorde het nie. Praat ek saam met hom daai selfe woorde? Of praat ek nog steeds Jesus Christus, God die Vader en God die Heilige Gees? Wat praat ek? Wie is ek daar buite? Want as jy uitgaan, is Jesus nog steeds met jou. Die almagtige Jahweh is by jou, my man. Maak saak wat jy sê of wat jy doen nie. Dis 'n werklikheid. So in jou verkeerdheid is hy nog steeds daar. Maak jy foute, hy is daar. Vra die Here, help my asseblief. Ek het U nodig. Moenie laat jou foute of jou onvolledigheid, want volgens my, ek voel baie onvolledig. Ek voel baie nie reg nie. Onvolmaak. Ek's nie volmaak nie. Maar ek sê, Here, gebruik my. Soos ek is, en die Here gebruik jou, soos jy is, daar waar jy nou is. So onvolmaak soos wat jy nou is, gebruik die Here jou. Want jy stel jouself beskikbaar om gebruik te word. Christendom is 'n leefstyl. Dis nie 'n eendag ding, net op 'n Sondag hierso. Wil ek soos Jesus wees? Ek wil baie graag. Kan ek wees? Ek gaan baie hard sukkel. Maar ek gaan uit my pad uit gaan om te probeer om te klim, daai trappies wat ons klim, geestelik. Ek gaan nie altyd suksesvol wees nie, maar ek gaan probeer. Ek gaan die aksie neem om actually te probeer. Ek moet goed in my mind sny. En hoe meer ek sny, hoe meer wys die Here vir my, hoor jy moet nog 'n bietjie sny. Jy het nog meer probleme. Kom ek help jou nog 'n bietjie meer, en hy help. Hy help my. Ek het al so baie trappies geklim. Dit voel of ek al maand toe is. Waar geestelike trappies klim, maar die Here my help en sê, hoorie, bietjie, sny bietjie, kom ek help jou gou bietjie. Ek wys jou waartoe jy moet mik. Kan ek dit reach? Nie nou nie, maar ek is op pad. Ek is op pad. Ek strewe na heiligmaking. Ek strewe om die Here trots te kan maak op my. Ek wil graag eendag as Jesus kom, en ons is daar bo in die hemel, of waar ook al ons gaan mekaar ontmoet. My goeie getroue seun. Dankie dat jy bruikbaar was. Dis wat ek wil hê. Dis wat ek wil hê. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie wonderlike dag wat ons het. En dankie vir die woord wat ons ontvang het, Here, en mag U verheerlik word in dit wat vandag U gesê is, Here. En dankie Here dat ek nie uit my eie krag uit gepraat het nie, maar dat U my gehelp het. Ek weet ek kan nie sonder U nie, en ek weet dat ons almal hier nie sonder U nie kan gaan nie. Maar Here, daar waar ons hier uitbeweeg, hou ons veilig. En dankie vir die geleentheid wat ons gaan hê hier buite, wanneer ons in die week in beweeg, om U naam groot te maak,
om u woord te versprei aan ander mense. En Here, dat ons weet dat wanneer ons bid, Here, dat u antwoord. U alleen is ons God en sonder u is ons niks. Ek wil nie iets wees sonder u nie. U is die grote God almagtig, ons almagtige Vader. Grote Jahweh, die groot ek is. Heilig, heilig, heilig is ons Here God almagtig. Dankie dat u week in ons gedagtes vir wat ons nodig het. En Here, dankie dat u ons harte sag maak om u meer te kan nader. En u alleen is op die troon. In Jesus Christus. Amen.